Goeiemôre, good morning en ek hoop sommer jy is reg vir hierdie dag. Ja, dit is amper Vrydag en ons gaan sorg dat julle die dag op die regte noot afskop. O, nie daai noot nie. Absoluut. Nie daai noot nie. Nee. Dit kan werk. Dit kan werk. Ek wil net sê ek lag so lekker want dit is vrolik, so vroeg hier agter die skerm so in die oggend. baie lekker. Maar goed, daar is 'n hele lys van dinge, 'n spyskaart van dinge wat Yes. voorlê. So is julle gereed? Sal ek Vrolike julle vertel? spyskaart. Goed. Vertel. Ons begin die dag met 'n besoek aan die veearts. Kristen Holmes van GDC gesels met ons oor insulienweerstandigheid en hoe om ons gesondheid op koers te hou. Andrei van den Heever en Etienne Nortje vertel ons meer oor hulle inisiatief Status Polo SA en hoe hulle besig is om waterpolo in Suid-Afrika nuwe momentum te gee. Vir diegene wat die koue in styl wil aandurf, kuier Lorraine Olivier van Style and Makeup Effect later saam met ons om ons wintervoorkoms op te skerp of so 'n bietjie op te kikker sal ek amper op sê, nê. En om die dag op 'n hoë noot af te sluit, maak Fatman 'n draai met sy splinternuwe liedjie Braai en Lawaai. Lekker. Dis net jammer ons kan nou nie regtig braai nie. Nee, Pieter, Maar dit lawaai gaan gaan jy ons lawaai. sorteer dit vir ons uit. Wat dan, hoe dan nou? Nee, wat toe maar volgende keer. Kyk, ons moet hom 'n verskoningkie gee om weer te kom kuier of hy moet ons uitnooi om by hom te gaan braai en Goed, so 'n noot vir teleurstelling? Ja. Ja, hoe klink dit? Geef ons 'n Een noot vir teleurstelling. Ja. Nou goed, ons begin weer met 'n paar interessante brokkies. So ek wil graag hierdie een met julle deel. In Utqiagvik, die noordelikste punt van die VSA, het die nag nou amptelik gaan vakansie hou. Vir die volgende 84 dae gaan hierdie dorpie binne die Arktiese sirkel geen sonsondergang sien nie, vanweë 'n verskynsel wat bekend staan as die middernagson. Nou die son het Sondagoggend om 3 minute voor 2 sy verskyning gemaak en sal na bewering eers weer op die 2 Augustus agter die horison verdwyn. Hierdie ononderbroke daglig is te danke aan die aarde se skuinsas wat die Noordpool gedurende hierdie tyd van die jaar konstant na die son laat kantel. Dit klink so mooi, klink soos 'n gedig hierdie. Die aarde wentel om die son teen 'n skuinste van ongeveer 23,5 grade relatief tot sy wentelvlak. Maar moenie dat die ewige sonskyn jou flous nie, dit bly yskoud in die verre noorde. Selfs in Julie sukkel die kook om 9 grade Celsius te bereik en is sneeu glad nie ongewoon nie. Utqiagvik is 'n omgewing wat uiterstes, of van uiterstes liewer, want net soos die son nou weier om te sak, verdwyn dit in die winter weer vir 64 dae van duisternis. So kom ons kyk 'n bietjie na die laaste sonsondergang wat inwoners beleef het. Sal jy soveel dae aan een verkies of soveel aande? Sjoe. Duisternis nou. Ek moet sê ek verkies ietsie van albei. Ja. Maar dit sal lekker wees as die dae 'n bietjie langer kan wees. Dis waarom ek altyd so daarvan hou om in die Kaap te wees. Maar ek dink net om daai verskynsel so duidelik te kan sien. Amazing. Dit moet 'n belewenis wees. And I don't know if the people who live there, obviously they are quite used to this phenomenon already because it happens every year, but to have no kind of natural way of telling your body to wind down because the sun's not going down, I don't know. And then on the other side of that, I would be really, really down if the sun didn't set, if the sun was just down the whole time and it was net donker. Kan jy dink hoe Want dat is morbide natuurlijk mense die ander kant van die muntstuk dan nou ook, that the sun just is gone. voel. Wat van Vitamiin D, jy weet? Jo. Want dit het ons baie nodig om elke dag te Ja. kan funksioneer. En selfs mense wat nie in plekke woon waar daar sulke uitersters in terme van die weer en die sonsondergang en so is nie. Daar is 'n ding, it's called, and it's so funny that it's actually, the abbreviation is SAD, but seasonal affective depression, like really gets to people in, I know, especially in the UK because it's dark so early in winter and it rains all the time and you don't get that vitamin D, which is actually something that you really need. Ons weet natuurlik Pita sal kan
oorleef in 'n plek waar dit baie donker is, want hy het altyd 'n lied in die hart. En Pieter, is die sonskyn in ons lewens. Verstaan jy dan nou? Dames, op watter hoë noot wil jy nou nie daai storie afsluit nie? Jy's lig van my lewe, wat straal soos die son. Ag, Pieter, kyk hoe mooi is jou ore. My ore? Ja, jou ore is Daar baie is hy. mooi. Brings us to our next oggendpraatjie. Sien, kyk hoe mooi is jou ore. Cauliflower ear. Ek's die ene ore vir die een. Cauliflower ear, medically known as auricular hematoma, usually happens after repeated trauma to the ear during contact sports like boxing, rugby, wrestling, and mixed martial arts. The injury causes blood and fluid to collect around the cartilage, eventually creating the swollen, hardened appearance that fighters and some rugby players are known for. But according to reports from Russian media and Telegram channel Baza, some men in Russia are now intentionally undergoing procedures to create this look artificially, believing it makes them look tougher or more intimidating. Medical experts have warned that these procedures can be dangerous, especially when done by unqualified people. Possible complications include hearing loss, infections, cartilage damage, and severe inflammation. Why? Hoekom? Sal jy nou jouself gaan deform? Because I want to look mean. Nee, dit is vir my net, en wie doen die prosedures? Soos ons nou in die stories gehoor, daar is mense wat onbekwaam is of ongekwalifiseerd is om die prosedures te doen. Now you can do even further damage. And if you find a qualified person, they shouldn't be saying yes to this. Nee. Nee, ek stem heeltemal saam. Nee, ag weet jy wat? Ek verstaan wanneer dit soms met sportbeserings te doen het, maar Ja, om dit dit nou is nie- opsetlik aan jouself te doen. Want ek is seker as jy vir 'n MMA fighter of 'n rugby speler vra wat wel hierdie cauliflower oor het, sal jy dit wil verander? They would say yes. They would say, listen, if there was some kind of procedure or something that could turn back the clock for me and I could then not have cauliflower ears, I would really love that. En nou is al mense wat dit gaan opsetlik gaan doen. Ag, Ek wil net daai manne wat dit opsetlik asseblief, doen man. kry en vir hulle net 'n paar warm klappe gee dat hulle ore kan tyd. Nee, dit is Ross is baie ontstel. Nee, dit is vir my net verstommend, want weet jy wat, nee, ek het 'n seentjie wat rugby speel en hy het altyd 'n scrum cap on because I think that the sooner that you start with the kind of protective headgear, the better it is. It is a full contact sport. You don't want to be deformed because you of a sport that you love playing. Ja. Ja. Nee, You ek know? stem heel hartig saam. Hoekom wil jy dit nou hê? Dit is vir my Because net so I nie. want to become Asseblief. Please don't deform your ears. Please don't give yourself cauliflower ears. It's Ja. not a vibe. Not at all. Ek dink as jy nou regtig 'n bietjie harder wou voorkom of oorkom, dan kan jy 'n bietjie met jou kleredrag speel. Miskien kan Lorraine 'n paar wenke daaroor ook deel. Dit en dan as jy daai cauliflower ore wil hê, go and then maybe do the sport that's going to give you the cauliflower ore instead of actually going out of your way to Dink fake as jy hom nou so your liggies toughness. in die nek soen en jy sien nou cauliflower. Hou op, oortjie. Pieter. Of dit Hou op. nie aan gaan wees. Pieter gaan nou ophou. Ons gesels net hierna verder. Maak seker jy bly ingeskakel en gaan volg ons sommer op sosiale media by Goeiemôre Good Morning en kyk vir ons ook op YouTube. Ons is nou terug.